Is 'n trust nog die beste opsie vir jou plaas? Goeiedag en welkom by ANT se ekonomie en risiko-oorsig moontlik gemaak deur FFG. Ek gesels hierdie week met Tamara Wallace van Trustees of the Future en gaan kyk of 'n trust nog die beste opsie is vir jou plaas met baie wetgewing wat dan verander het rondom dit. Dan kyk ek ook vinnig na die ekonomie en hoekom die rand nou onder die R17 per dollar verhandel. Als in hierdie week se episode met trots aan jou gebring deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.91 teenoor die Amerikaanse dollar, op R19.79 teenoor die euro en op R11.25 teenoor Australië se dollar. Die Brent olieprys het dan ook gesak en staan op $61.39 per vat. Ons verhouding met Amerika bly maar 'n groot bekommernis, maar dink ek tog daar is meer positiewe bewegings in ons plaaslike ekonomie wat die wisselkoers nou op 'n sterker vlak hou. Ons kredietgradering is opgegradeer en weerspieël dit 'n verskeidenheid positiewe bewegings wat gemaak is deur ons wetgewing en ons begrotings. Inflasie bly laag en het ons boonop nog rentekoerse ook laat sak om die ekonomie bietjie van 'n ekstra opstoot te gee. Dit help ook dat meer onsekerheid ontstaan het rondom die Amerikaanse dollar en met hulle onlangse verlaging in rentekoerse het dit meer investering na die rand gelok en dis die wisselkoers verder laat versterk. Dis goeie nuus vir insetkostes soos brandstof, kunsmis en chemie, maar plaas dit ongelukkig addisionele druk op ons graanpryse op die oomblik. Dis baie onseker wat volgende jaar gaan gebeur, maar is ek regtig hoopvol dat die regte besluite wel geneem word waarby die ekonomie sal kan by baat vind. Dit vat ongelukkig net bietjie tyd om deur te syfer na waar ons dit regtig kan sien. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk of 'n trust wel nog die beste opsie vir jou op die plaas is. Soos beloof gesels ons met Tamara Wallace, sy is die direkteur van Trustees of the Future en ons kyk bietjie of trust nog die regte voertuig is vir jou boerdery daar buite, maar baie welkom vandag by ons. Baie dankie Johnny. Daar's baie sprake, ek weet regulering, wetgewing het bietjie verander die laaste paar jare en goed. Eintlik die direkte vraag wat ek nou vir jou wil vra is, trust nog die regte voertuig vir boerderye wat baie kompleks kan raak? Ja, so ek dink van my kant af regtig trust, ek dink definitief 2 keer wanneer ek 'n trust deesdae voorstel vir 'n struktuur vir enige kliënt, maar ek sit hierso met 100% oortuiging dat trust regtig nog spesifiek in 'n boerdery opset nog steeds die regte voertuig is. Hoekom sal jy so sê, in terme van vir 'n boerdery spesifiek, en veral as die grond, kom ons sê nou klaar in die trust is, hoekom sal jy dit nie noodwendig uitskuif nie? So ek dink die eerste ding is ouens fokus baie keer en sê 'n trust is ideale voertuie of meganismes vir boedelbeplanning. So ek sê altyd vir ouens in terme van boedelbeplanning, dit is nie, daar's geen resep vir boedelbeplanning nie, maar een resep wat wel van toepassing is in Suid-Afrika, wil jy doodgaan wanneer jy so arm as moontlik is. En ek dink en so wanneer jy na trust kyk, veral met grond, veral boerderygrond. Ek dink ons het baie kliënte in verskeie areas, maar ek dink as jy vir 'n kliënt nou vandag gaan vra wat hulle grond dalk 10 jaar terug werd was, daai waarde het verskriklik groter geword. Kapitaalwins en al. Ja, kapitaalwinsbelasting, boedelbelasting, maar dit gaan meer oor die waarde van die grond. En ek dink as jy met enige boer gaan praat, is grond om grond te bekom is baie skaars. So die aanvraag vir grond is baie groot en vir daai rede is die grondwaarde groot. So as ons net gaan kyk na boedelbeplanning of boedelkostes, as iemand te sterwe kom, dan het jy 2 belastings wat van toepassing is. Die eerste een is om te sê wat is die markwaarde van die grond op datum van afsterwe. So dis 1 belasting en dit gaan tussen 20 en 25% wees van die markwaarde. En dan die tweede ene is kapitaalwinsbelasting. Ek dink dis wat baie keer die ouens roei, is daai groei van wanneer ek dit gekoop het of my oupa dit gekoop het tot wanneer ek te sterwe gaan. So daai is as ons net kyk uit belastingoogpunt in die boedel, dan kan jy net dink as die kykers dalk net dink aan een van hulle plase en daai sommetjie gou doen. So met 'n trust onthou, daai belastings kom van toepassing wanneer jy doodgaan. Ja. So wanneer jy 'n trust uit sulke erfgrond het,
dan gaan jy nie, daai trust gaan nooit dood nie. So daai belastings word nie getrigger nie. So dis hoekom hulle baie keer, wanneer hulle praat oor boedelbeplanning, sê jy wil nie van oupa grootjie na oupa toe, na pa toe, na seun toe. Jy kan dink, ek het nou 4 keer. Ja, jy koop die grond die hele tyd terug eintlik. Wel, jy is besig om die hele tyd vir SARS bietjie hulle koffers vol te maak, maar met 'n trust het jy nie daai element nie. So dit is die een faset van 'n trust is om groeiende bates uit jou boedel uit te haal en in 'n trust te gaan sit. Maar ek dink van my Nie net wenige maatskappy nie, jammer ek van jou rede. As daai grond nou in 'n maatskappy is, wat s'e verskil as dit nou in Dalen is? So in 'n maatskappy, dit maak sin. Die een ding wat hulle nog wel nie in 'n trust uitgehaal het nie. So in 'n maatskappy het jy byvoorbeeld, jy kom nou by 'n ander belasting uit, inkomstebelasting. So jy is gekap op daai, sê nou 27% van jou netto wins sal jy inkomstebelasting betaal. Maar wat hulle in trust nog nie toegemaak het nie, van SARS se kant af, is wat hulle noem the conduit principle. So dit beteken dat jy moontlik huurgrond kan betaal. So een van die goeders wat ek baie keer sien met die boere is die kinders se skoolfondse, die familiekostes word binne in die boerdery betaal. Okay? So sekere goeders kan jy sê dis 'n uitgawe, soos 'n selfoon of 'n petrol toelaag of so ietsie. Dit kan gejustify word as 'n boerdery uitgawe. Maar iets soos 'n skoolfonds, dis nie 'n uitgawe binne 'n boerdery nie. So dit gaan moontlik teen 'n boer se leningsrekening gaan lê. Waar in 'n trust het jy hierdie ding wat ons baie keer na verwys om te sê die kind is besig om hulle eie tekkies voor te betaal. So jy's besig om kinders se uitgawes met voorbelastinggeld te betaal deur 'n huur te ontvang. Van die plaas. Ek weet nie of dit vir jou sin maak, van ek dink ek en jy het beide kinders, hulle is ons duurste uitgawe. Dis by ver. Ja. En ons is besig om baie keer ons wat salaristrekkers is, ons is besig om hulle uitgawes te betaal met nabelastinggeld. Maar met 'n trust het jy hierdie ding, jy ontvang die inkomste. En as jy dit verdeel na jou kinders toe, dan is jy besig om dit teen hulle belastingkoerse te betaal. Dit maak sin. En dis hoekom jy eintlik sê trust is nog die beste opsie vir in 'n boerdery opset spesifiek. Ja, so wat ek doen is baie boere boer nog in 'n trust. En wat ons gesê het is ons sê met die regulasies, met die administrasie wat eintlik behels word wanneer jy 'n trust het ons gesê ons separate dit. So ons gaan en sê jy sit vaste grond in die trust. Ietsie wat jy wel vir volgende generasies wil amper beskerm. Dit is ideaal om in 'n trust te wees, maar die boerdery self via dag-te-dag bestuur, selfs jou implemente, dit sit jy in 'n maatskappy. Okay. Met hulle aandele in die trust. Dan het jy daai twee separations. En veral sê nou jy het op een stadium 2 of 3 kinders. Jy wil hê hulle moet dalk voordeel uit die grond uit geniet in terme van huur. Maar daar's dalk net een kind wat boer spesifiek. So dan het hulle meer bestuur en kan voordele uit die besigheid self trek. Dis nie ons split elke keer everything in 3 parts nie. Ja, en weer eens as jy 'n boerdery in 3 gaan deel na elke generasie, dan skep jy net almal moet weer die grond terugkoop en jy skep die een wat wil gaan boer amper net weer armoede in terme van dit. So dis, maar dis eintlik wat julle dan by Trustees of the Future julle fokus op lê, en jy het gesê julle moet spesifiek dit baie goed bestuur as dit in 'n trust is dit nou maar na waarna jy nou verwys het in hierdie besigheid wat julle tans mee besig is. Ja, so ek dink Trustees for the Future, ek sê altyd ons is amper geken as 'n boutique firm. Ons is regtig, ons is 'n klein maatskappy, maar ons hart is familie besighede. Ons wil 'n verhouding bou, nie net so naby aan boerdery. Ja. So ons het altyd en ons besturende direkteur, sy het verlang in 'n groot instansie gewerk, en sy het gesê haar hoofdoel is as 'n kliënt my bel
dan sê ek nie, luister hier, skies, wat is jou kliëntenommer nie. Ek weet presies met wie ek werk. En ek werk nie net met die kliënt nie, ek werk met die volgende generasies. So dis vir ons verskriklik belangrik om nie net met die huidige kliënt 'n verhouding te bou nie. Baie keer sê ons wanneer die kinders 16 of ouer word, kom sit in die vergaderings. Kom neem deel in en verstaan hoe lyk die setup. Karen, die bestuurende direkteur, sy het obviously baie jare se ervaring. Sy het gesê, sy wil nie die eerste keer die familie ontmoet as iemand te sterwe kom nie. Hulle moet weet, as ietsie gebeur, wie bel hulle en die verhouding. Dis so presies in eintlik die hart van landbou. Dis hierdie persoonlike verhoudings, amper hierdie butiek oplossings wat jy vir die ouens gee, want elke boerdery lyk anders. So anders saamgestel, veelheid kinders, die aandeelhouers in 'n maatskappy, trust, al daai tipe goed, en dit is so belangrik dat 'n mens elke situasie eintlik persoonlik moet aanvat soos wat jy nou doen. En ek dink uniek. Ek dink jy het vir my gevra, trust, en ek nou vir jou min of meer ons strukture wat ons baie keer voorstel, maar ek kan vir jou amper 'n opskrif skryf. Elke keer moet ons kyk na die kliënt, ons hoor wat wil hulle doen. Daar's kliënte waar ek gesê het, luister, dit maak nie sin om 'n trust te skep nie. Jy gaan nou net al jou welvaart so klaar in jou naam. Jy het dalk nie 'n opvolgbeplanning nie, of die kinders is so see. Dan hoekom is dit nodig om so 'n struktuur op te bou. So dit is regtig vir ons kyk na die kliënt, wat is hulle behoefte, en die ding wat ons ook vir mekaar moet gaan en sê, behoefte verander, risiko's verander, welvaart verander. En konstant aanpas byna. Ja, en ek dink dit is een van ons grootste dinge, is ons gaan en ons sê, jaar op jaar, kyk ons na die goed en sê ons, is hierdie nog relevant? Uit 'n boedeloogpunt uit jou testament uit jou struktuur uit. Ek sê altyd vir my kliënte, wanneer ek 'n pad met hulle stap, ek sê, jy hoef my net te bel om toestemming te vra nie. Jy moet net vir my vra, baie keer bel hulle sê, ek wil hierdie doen, waar doen ek dit? Ja. En ek sê, doen net dit ten minste. En dan praat ons oor 'n paar goeters. Partykeer is die antwoord, luister hierso, kom ons doen dit in jou eie naam. So dis moeilik, dis hoekom baie ouens sê, trust, alles moet in trust wees. Nie noodwendig nie. Jy moet kyk, wat is die behoefte van die kliënt, wat is die risiko's, en dan van daar af bepaal, waar sit jy dit in? Nee, dis 'n ongelooflike diens wat julle vir ons boere en produsentra buite doen, en ek dink dit is so belangrik, want met die toekoms, met jou volgende generasies, wat jy moet seker maak kan volhoubaar aanhou boer, en jy moet wenig skuld vir hulle oorlos nie. So daar's soveel aspekte rondom wat belangrik is vir wat julle vir hulle doen. So ek wil vir jou baie dankie eerstens sê, en ja, ek wil vir julle ook dan sê, kontak asseblief vir Tamara as jy 'n bietjie persoonlike oplossing vir jou unieke situasie op die plaas ook dan soek, maar baie dankie vir jou tyd vandag. Dit was baie lekker om jou te gesels. Hierdie episode word met trots aan jou gebring deur FFG. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's, as ook meer gedetailleerde verslae. Jy kan ook by ons WhatsApp groepe aansluit, maar ek sit al die skakels na sosiale media platforms en die WhatsApp groepe ook vir jou in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.